Die tyd loop daarom vinnig. Ek kan amper nie glo nie. Dis alweer die eerste Sondag in November. En dit is weer eens my voorreg om vandag bietjie met jou te gesels oor die nagmaal. Ons kyk vandag na die nagmaal en Jesus, die ewige paaslam. Lees gerus saam uit 1 Korintiërs 5 verse 7 en 8. Verwyder dan die ou suurdeeg, sodat julle nuwe ongesuurde deeg kan wees. En dit is julle ook werklik. Ons paaslam is immers geslag. Dit is Christus. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van onsedelikheid en ander sonde nie, maar met die ongesuurde brood van reinheid en waarheid. Nou hierdie gedagte dat daar ongesuurde brood gebruik moes word by die Paasfees, by die Pasga, kom natuurlik uit die Ou Testament waar God opdrag gegee het aan die volk voordat hulle uit Egipte gevlug het. Ons lees in Exodus 12 'n paar verse, vers 15, 21 en 24, dat die Here vir Moses en Aaron gesê het: 7 dae lank moet die brood wat julle eet ongesuurde brood wees. Reeds op die eerste feesdag moet julle ontslae raak van suurdeeg in julle huise, want elkeen wat in die 7 dae gewone brood eet, moet van Israel afgesny word. Ons sien dan ook dat Moses het toe al die leiers van Israel bymekaar geroep en vir hulle gesê: gaan vang vir julle gesinne elkeen 'n lam uit en slag die paaslam. Julle en julle kinders moet altyd hierdie voorskrif eerbiedig. So dit was elke jaar die gewoonte dat tydens die Paasfees daar ongesuurde brood geëet word en dat 'n paaslam geslag moes word. Nou die Paasfees is 'n gereelde fees elke jaar, en in Markus 14 vers 16 sien ons dan ook dat die disippels toe gegaan het en in die stad gekom het en alles gekry het soos hy, dit is nou Jesus, vir hulle gesê het, en hulle die paasmaaltyd voorberei. Nou ek dink nie dit was die eerste paasmaaltyd wat hulle saam gevier het met die Here nie, maar dis definitief die laaste een. En in ou terme het ons gepraat van die avondmaal of dan die aandete, en die rede daarvoor was dat die opdrag was dit dat die paasmaaltyd in die na sononder gevier moes word, soos byvoorbeeld in Levitikus 23 vers 5 sê: op die 14de van die eerste maand teen skemer moet julle die Paasfees vier tot eer van die Here. So die feit dat dit in die aand was deel van die opdrag van die Here. Nou, soos ek reeds gesê het, hier is die Here Jesus saam met sy disippels bymekaar. En daar gebeur in hierdie intieme gesprek, in hierdie bovertrek waar hulle bymekaar gekom het, 'n baie belangrike ding. Een daarvan was die feit dat Judas se oordeel uitgespreek is. In Matteus 26 vers 24 tot 25 sien ek dat die Here Jesus sê: die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daar oor hom geskrywe staan. Maar wee die man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nie of nooit gebore was nie. Nou hierdie waarskuwing wat die Here Jesus hier uiter, rig hy natuurlik in die teenwoordigheid van al die disippels, en ek glo die erns daarvan word deur hom beklemtoon, die manier hoe hy dit aan hulle oorgedraai, om hulle daarop te wys dat dit 'n baie belangrike saak is waaraan hy nou aandag gee. En dan sien ons in vers 25 dat Judas toe reageer. Nou die evangelieskrywer noem sommer hier al hom die verraaier. Hy sê toe: is dit miskien ek, Rabbi? Jesus antwoord: dit is soos jy sê.
Nou hier het hy nou klaar gehoor, dat die Here weet wat hy gedoen het, weet wat hy nog gaan doen, maar hy is teenwoordig, terwyl die Here Jesus die nagmaal met brood en wyn ingestel het. Kom ons lees Matteus 26 vers 26 tot 28. En terwyl hulle eet, dit is nou die brood eet, het Jesus brood geneem, dis nou benewens die brood wat hulle reeds geëet het, en die seun gevra. Hy het daaroor gebid. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: neem, eet, dit is my liggaam. In vers 27 sien ek, toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Nou hier nooi die Here sy disippels om saam te eet en Judas is ingesluit daarby. En hy neem kennis van 'n nuwe verbond waarvan die Here Jesus hier praat. In Lukas 22 vers 20 word dit so beskryf: met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak, met ander woorde, hy het ook die dankgebed uitgespreek en gesê: hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed wat vir julle vergiet word. Nou, ons sien dat die skuld wat oor Judas gekom het om hier inhaal, en dat hy dan ook die vertrek verlaat. En die Here Jesus praat oor sy met hulle wees, die feit dat hy saam met hulle is, en dat dit gaan eindig, maar ook dat hy weer gaan kom. Dit is 'n tydelike vertrek waarvan hy praat, want hy gaan weer terugkom. In Matteus 26 vers 29 sien ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. So hier beloof die Here dat hy gaan terugkom. Hy maak 'n belofte. Hy gaan saam met hulle die nagmaal weer vier. Nou die gebeure in hierdie bovertrek het deur die eeue mense aangegryp en op verskillende maniere het mense uiting gegee aan wat daar gebeur het. Dink maar gerus aan Leonardo da Vinci se baie bekende skildery. Nou dit was dan ook dit het ook later die gewoonte geword in die Christelike godsdiens dat passiespele opgevoer word om hierdie lyding wat die Here Jesus sou deurgaan uit te beeld. Dink aan Oberammergau se passiespele. Nou die woord passie beteken natuurlik lyding, maar ook diepsinnige innerlike liefde, om 'n passie vir iets te hê, vir iemand te hê. En wanneer ons dan dink aan die rolprent Passion of the Christ, dan gaan dit nie net oor sy lyding nie. En ek dink mense moet ook aan 'n passiespele dink, dat dit nie net oor die lyding van die Here gaan nie, maar sy absolute liefde vir die mens. Hierdie wonderbaarlike manier wat die Here mense mee toebedeel het om uiting te gee aan dit wat in daardie bovertrek gebeur het, sien ons ook in een van ons eie digters van hier in die 40er jare, W.E.G. Lou. Nou hy het 'n dig geskryf, Die Passie van ons Heer, en ek verstaan dat daardie gedig eintlik geïnspireer is deur die Da Vinci se skildery. Kom ek lees vir jou hierdie pragtige gedig. Dit bestaan uit 'n paar dele. Die eerste, die avondmaal. Daar was 'n stilte in die oppersaal, toe hy met sterk verhewe hand omdraai en sê: die man wat my vannag verraai, sit saam met my
aan hierdie avondmaal. In twyfel het hulle daardie woord herhaal en wis nie dat hulle voor die hande kraai soos blare van 'n boom van hom sou waai. Maar een was doodsbleek teen die lampestraal. Toe het hy brood geneem en God gedank, dit met die hand gebreek en dit geseën. Die beker het hy boordevol gegooi met wyn wat dartel was en fonkelrooi. Maar hoog gehou, was wyn ooit so rooi, ooit aardse brood so blank? Die volgende gedeelte van die gedig noem my Golgotha. Met rooi gewonde voete en die pyn van dorings wat sy hoof in spot omsluit, het hy gelaaf met mirre en bitter wyn teen Golgotha sy droewe gang gestuit. Soldate het sy klere uitgetrek en luid getwis oor kleed en lendedoek. Sy naakte liggaam het hulle oopgevlek oor stam en balk en dit met smaad vervloek. Die wrede spykers word deur vlees en been met velle sla ingejaag. Sy hande verstrak in laaste goddelike seën het hy uitgebrei oor alle lande. Die vroue roep in duisternis en treur. Die aarde beef, die tempelvoorhang skeur. Dan kom ons by die gedeelte opstanding. 3 dae was daar duisternis. Alleen, in diep gelatenheid, soos in die sand 'n suiwer saad, wat wag op son en reën, het al sy sterflikheid stil weggebrand. Al die swaar en trae slakke van die vlees, sy onrus, vrees, verwarringe en waan, dat hy een met die Vader en die Gees verheerlik in die lig weer op kan staan. Soldate kon in daardie gloed nie kyk. Die steen is afgewentel deur 'n wind wat uit 4 hemelstreke op die aarde stryk, dat dit vergrysel is tot stof en grind. En soos uit diepe duisternis 'n vlam, staan hoog en rank en smetteloos die lam. Ek sluit af met die herhaling van Efesiërs 1, met die herhaling van 1 Korintiërs 5 vers 7 en 8. Verwyder dan die ou suurdeeg, sodat julle nuwe ongesuurde deeg kan wees, en dit is julle ook werklik. Ons paaslam is immers geslag, dit is Christus. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van onsedelikheid en ander sonde nie, maar met die ongesuurde brood van reinheid en waarheid. Loop mooi.